Toe werkte jij hier. Ik is 47 jaar geleden bij First Impulse. Goed, as Aie terug is, sal ons begin. Miskien net vooraf langs sê, julle sal sien, ek gaan vandag ook nie weer eens probeer om al die detail van die eksegese van die hoofstuk te doen nie. Ek probeer 'n oorsigtige perspektief op die hoofstuk gee, wat ons in elk geval sal help om die res goed te kan verstaan. Maar as dit nodig is dat ons nou 'n bietjie meer detail moet gaan kyk, moenie huiwer dus om vrae te vra nie. Ek gee myself nie uit as een wat al die antwoorde gaan hê nie, maar hier's genoeg wysheid onder ons, dink ek, dat ons wel tot 'n goeie antwoord sal kom. Maar weer eens, my doelwit gaan wees om 'n geheel oorsig te gee, dat ons veral die vloei, die loop van die, kom ons sê maar, van die storielyn van die Bybel goed kan volg. En dit is, dink ek, uiteindelik die belangrikste, dat ons verstaan wat is hier besig om te gebeur. En ek dink ons gaan nie weg vanaand voordat ons nie ten minste dit 'n duidelikheid oor het nie. Goed, as ons dan mag begin deur te lees Matteus 4 vanaf vers 1 tot 11, hoofstuk 3 van Genesis gaan dit dan natuurlik oor die slang wat gekom het na Eva en Adam, miskien in daardie volgorde, maak ook nie so baie saak nie. Maar opvallend dat die Nuwe Testament ook weer teruggryp daarop, veral in Matteus. Nou, wat weet ons van Matteus, vir wie is Matteus geskryf? So sy algemeenheid net. Vir Jode. Dit is vir Jode, né? Dit is vir Jode, so Jode gaan onmiddellik hierdie verbintenis maak tussen wat hier gebeur in Matteus en dit wat in Genesis 3 afgespeel het. So, daarom dat hy sommer heel vroeg in sy evangelie al daarmee kom. Goed, hierna is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei, om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 na lank het hy gevas en later honger geword. Toe het die versoeker nader gekom en vir hom gesê, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode moet word. Maar hy antwoord, daar staan geskryf, van brood alleen sal die mens nie leef nie, maar van elke uitspraak wat uit die mond van God kom. Toe neem die duiwel Jesus na die heilige stad en laat hom op die hoogste punt van die tempelgebou staan en hy sê vir hom, as u die seun van God is, spring hier af, daar staan immers geskryf, hy sal sy engele opdrag oor jou gee, op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie dalk teen 'n klip jou voet stamp nie. Jesus sê vir hom, daar staan ook geskryf, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Hierna neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg. Dit is opvallend, hy gaan staan hier op 'n hoë berg. Hy pretendeer met ander woorde om God te wees. Hy gaan staan hier op 'n hoë berg en hy wys hom al die koninkryke van die wêreld in hulle pragt. En hy sê vir hom, dit alles sal ek vir u gee, as u neerkniel en my aanbid. Toe sê Jesus vir hom, gaan weg Satan, want daar staan geskryf, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Toe het die duiwel hom met rus gelaat en kyk, en ek dink dit lees ons dikwels glad nie eers nie, maar hier staan iets heel belangrik, en kyk, daar het engele gekom en hom versorg. Heel aangrypend. Goed, ons hou dit net vas, nou lees ons Openbaring 12, want hier lees ons dan nou ook verder van hierdie vyandskap wat daar teen die mens is.
lees vers 1 tot 9. Toe het daar 'n indrukwekkende teken in die hemel verskyn. 'n Vrou bekleed met die son, met die maan onder haar voete en op haar kop 'n kroon van 12 sterre. Sy was swanger en omdat sy in kraam was, het sy van geboorte pyn geskree. En 'n ander teken het in die hemel verskyn. Kyk, daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings en op sy koppe 7 krone. Sy stert het 1/3 van die hemel se sterre saamgesleep en dit op die aarde neergegooi. Die draak het toe voor die vrou, wat op die punt was om geboorte te skenk, gaan staan om, sodra sy geboorte skenk, haar kind te verslind. Sy het geboorte geskenk aan 'n manlike kind, bestem om al die nasies met 'n ysterstaf te regeer. En haar kind is weggevoer na God en sy troon. Die vrou het egter die woestyn ingevlug en na 'n plek wat daar vir haar deur God gereed gemaak is, sodat hulle haar daar 1260 dae lank kon versorg. En daar het oorlog uitgebreek in die hemel. Michael en sy engele het teen die draak oorlog gevoer. Die draak en sy engele het ook oorlog gevoer, maar was nie sterk genoeg nie. Daarom was daar nie meer vir hulle plek in die hemel te vind nie. Die groot draak, die slang van weleer, verwysend terug na Genesis 3, die slang van weleer, dis nou die draak, wat duiwel en Satan genoem word, die verleier van die hele bewoonde wêreld, is toe uitgegooi. Hy is op die aarde neergegooi en saam met hom ook sy engele. Goed. Ek sal graag voorgaan aan 'n gebed. Ons getroue God, ons Vader, ons dankie dat ons U ons Vader mag noem deur U Seun, ons Here Jesus Christus, wat mens geword het, sodat U met die mens kan bereik wat U van die begin wou doen, om die mens aan te stel oor die koninkryke van die wêreld, en dat die mens van U troon af sal kan regeer. Here, wat is die mens, dat U aan die mens gedink het? U het ons werklik heel besonder gemaak. Wil U ons help dat ons ook verder in hierdie studie in Genesis onder die indruk mag kom van wie en wat U is, maar ook, Here, wat U bedoeling met die mens is. En wil U ons daarin ook werklik verwondering gee oor wat U vir ons wil wees. Hoor ons as ons dit bid in Jesus se naam. Amen. Goed, mense, hartlik welkom weer aan almal. Soos altyd is dit heerlik om almal te kan sien. Daar is 'n klomp mense wat verskoning gemaak het. Daar's mense wat uitstedig is, daar's 'n paar siekes. So ja, ons is baie dankbaar vir die wat hier kan wees. Goed, ek het in die hele voorbereiding hiervan steeds maar net die hele tyd meer en meer onder die indruk gekom van wat Genesis eintlik vir ons wil sê, trouwens wat die hele Bybel vir ons werklik wil sê, en dit is dit gaan hier oor die geweldige posisie wat God vir die mens gegee het, en dat hierdie posisie wat God vir die mens gegee het, iets wat God dus deur die mens wil bereik, dat dit die hele tyd onder aanslag is van die Satan, letterlik van die begin af, tot wat ons lees in Openbaring. Daar's die hele tyd hierdie aanslag teen wat ek nou maar baie keer gewoon in algemene spreektaal sal noem, teen God se mensprojek. God het 'n mensprojek. God wil met die mens iets doen.
Net soos wat Psalm 8 uitroep, wat is die mens dat God aan hom dink, het hom byna 'n goddelike wese gemaak. Nou, Genesis leer ons dit ook inderdaad, maar ons sien veral nou in Genesis 3 die haat, die vyandskap wat daar is van die bose magte in God se skepping teen hierdie vervulling wat God uiteindelik wil laat kom in en deur 'n mens. Goed, as dit alles nog vir jy 'n bietjie vreemd klink, hang in there. Ek hoop alles gaan aan die einde 'n klein bietjie duideliker word. Goed. Vir die wat laas keer nie hier was nie en vir die wat ook hier was en terwille van my ook net vir ons herinnering, Genesis 2 eindig en nou moet ons onthou, daar is nie boekindelings in die Hebreëse Bybel nie. So daar is nie 'n hoofstuk wat eindig nie. Dit is daarom belangrik om net te sien waar gaan Genesis 1 voort. Hy gaan voort waar Genesis 2 gesê het, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en hom aan sy vrou verbind, hulle sal mekaar aankleef. Hier kom 'n geweldige intense eenheid tussen man en vrou en hulle sal een vlees word. Hier is die eenheid wat God so wil beskerm, daar waar 'n man en vrou een word. En hulle twee was naak, die mens en sy vrou, maar hulle was nie skaam vir mekaar nie. God, as ons dit in ons taal vandag so bietjie wil kom stel, God het hier, kom ek vra 'n vraag, dink jy dat God hier, aan die einde van Genesis 2, in ons taal die huwelik ingestel het? Dink jy ons kan dit sê? Dat God daar die huwelik instel, as ons hier lees, daarom sal 'n man sy vader en sy moeder verlaat, en hom aan sy vrou verbind, en hulle sal een vlees word. Dink jy ons kan dit sê? Enige iemand wat daaroor 'n negatiewe of 'n ander gevoel sal hê? Ja, ek dink inderdaad. Dit is ook opvallend, hier word 'n algemene uitspraak gemaak. Die mens, die man, die vrou, nie Adam en Eva nie. Die mens, so moet dit wees met die mens. En God wil deur hierdie eenwording tussen man en vrou, dat van daaruit God se plan met sy skepping in vervulling gaan. Sal nog onthou, die Here bring al die diere na Adam toe, en wat is Adam se gevolgtrekking, nadat hy vir die kamele 'n kameel genoem het, en die skaapies 'n skaap genoem het, en die bokke 'n bok genoem het, wat was sy gevolgtrekking aan die einde daarvan? Hier is nie een wat by my pas nie. Hier is nie vlees uit my vlees nie. Hier is nie gebeente uit my gebeente nie. Dit kom dan later, as die Here God Adam in 'n slaap laat val, en hy uit die torso, uit die bo-lyf van Abraham, uit sy been en uit sy vlees uit, een na hom toe bring, wat hy sê, aha, dit pas nou by my. Ek noem haar sommer wyfie mannetjie. Want dis wat hy haar noem. Sy het nog nie die naam Eva daar nie. Eva kry eers die naam in hoofstuk 3. Dan word sy Eva genoem. Wat beteken Eva nou weer? Die van julle wat dalk? Moeder van alles wat lewe. As jy wil weet wat die lewe is wat God wil gee, dan moet jy kyk na 'n vrou. Heel belangrik. Goed, maar wanneer sy na hom toe gebring word, dan sê Adam, sy is nie Ish, dis nou nie Ish, soos wat ons hier in Afrika sê nie. Ish is Hebreëus vir 'n man. Sy is nie Ish nie, maar sy is Isha. Sy's 'n vroulike mannetjie. Dis letterlik wat hy sê. Sy's 'n vroulike mens. Ek is mens, want sy's 'n vroulike mens. Dis nou Isha wat by my pas. Die been van my gebeente, die vlees uit my vlees uit. Sy kom uit my uit, maar daarom kom daar ook weer 'n verbintenis. Nou mense, dit moet nou nie vir ons verbaas, dat presies op die punt, lo and behold, wat verskyn ewe skielik daar, in die tuin, in hierdie heiligdom van God? Die slang. Goed, dis nie toevallig nie. Dis juis wanneer God man en vrou aan mekaar verbind, om die belofte in vervulling te laat gaan, wat hy reeds gemaak het in Genesis 1
vers 28. Onthou jy, ons het verlede keer gesê, as ons die vraag vra, waarin moet Eva vir Adam 'n helper wees? Nou moet ons nie gaan sit en dink, wat kan 'n vrou alles doen nie? Sy kan vir ons inkopies gaan doen, sy kan die shopping doen, sy kan wasgoed doen, sy kan die kinders se doeke skoonmaak, en so sy is dit wat ons hieraan moet dink. As Genesis 2 praat daaroor dat die vrou vir die man 'n helper is, dan beteken dit gaan hier oor dat die vrou iets saam met die man kan doen wat die diere nie kon doen nie. Net God bring die diere na hom en Adam sê maar dit gaan nie werk nie. Gaan absoluut nie werk nie. Terloops, knoop dit net in die oor. Ons gaan in Levitikus daarby kom. Dit is interessant en ons mag daarvoor skrik. Maar daar is in Levitikus wetgewing teen bestialiteit. Hoekom dink jy is dit so? Want God het die vrou, die Isha, na hom toe gebring. Dis heel belangrik. Daar is in die mees vervallende vorm as ware van 'n mens, gaan hy die eenheid soek met 'n dier. En heel belangrik, in Levitikus word selfs dit weer afgewys. Maar goed, ons parkeer dit tot ons weer by Levitikus gaan kom, want dit is wel baie belangrik. Nou as God die belofte van Genesis 1 vers 26 tot 28 verder in vervulling wil laat gaan, soos ons hier lees aan die einde van hoofstuk 2, dan onmiddellik is die bose magte daarby. Onmiddellik. So, in daai eerste deel van die aantekeninge wat ek vir u gestuur het, en ek gaan dit werklik nie nou deurlees nie, maar ek dink dit is belangrik dat ons wel kennis neem daarvan en verstaan wat die slang simboliseer. Die slang was in die ou nabye ooste, trouwens tot vandag toe nog in Egipte, in lande soos Egipte, is die slang absoluut, wel, hy verteenwoordig baie, hy verteenwoordig nog 'n klomp goed, maar onder andere was die slang die beeld of die verbeelding, die voorstelling van die chaotiese, bose magte wat daar in die wêreld is. Nou sal jy onthou, God het juis vanuit die chaos wat daar was, het God die aarde kom skep, wanneer hy skeiding maak tussen die see en die droë land. En hy het die droë land vir die mens gegee om op te bly. Nou, weer eens, as ek net gou 'n sy uitstapie mag maak. Is daar enige van u wat weet van, of kan onthou, dat daar seemonsters is? En dis nou nie Sarel seemonster nie, dat daar seemonsters is, waarvan die Ou Testament praat. Ja. Job 41, van wie wat lees ons daar? Ekskuus tog? Ja, die Leviathan, né? Dis 'n seemonster. Waar lees ons nog? Die psalm ergens. Ekskuus tog? Ergens in 'n psalm, ek weet nie, een van die psalmen. Ja. Ik denk 104. Rahab is een van daai seemonsters. Een wat nie by die naam genoem word nie, en wat ek dink ons almal so maklik oorkyk, is die monster wat ons ontmoet in Jona 2. Ons dink, dis 'n ou visie. Met ons vertalings dink ek het net eenvoudig, is 'n slip-up. Hier is 'n seemonster, want wat doen hierdie ding met Jona? Sluk hom in, en dan sê Jona, jippie, ek is gered. Is dit wat hy sê? Jippie, hierdie vis is behoud van my lewe. Wat sê Jona wanneer hy in die maag van hierdie seemonster is? Ek sak in die dood, in die diepte van die doderyk in. Hierdie is 'n teken van dood. Hy sak, dis as ware asof die chaosmagte, die chaosmonster sluk hom in. Maar opvallend ook, vir hoe lank hou hy vir Jona vas? 3 dae. En dan spoeg hy hom uit ergens in 'n ander rivier of so iets. Op droë grond. Heel belangrik, droë grond. En nou is dit baie belangrik, wanneer die Here Jesus
die tempel reinig, dan sê hy, en hulle vra vir hom 'n teken van, wie is hy om te kan doen dit wat u hier doen? Dan sê hy, ek gaan vir julle geen ander teken gee nie, as die teken van Jona. Want Jona was 3 dae in die buik van die vis, van die seemonster. En hy sê, so sal die seun van die mens, julle sal hierdie tempel afbreek. Maar waarin wil Jona julle herinner? Kan die doderyk die regverdige vashou? Nee, na 3 dae sal die seun van die mens opstaan. Die bose magte van die dood gaan hom as ware uitspoeg, want dit kan hom nie vashou nie. Jesus wat in die doderyk ingegaan het, word eenvoudig, hy kom daaruit, maar dan ook as 'n oorwinnaar, as 'n geweldige oorwinnaar. Jy sien hierdie simboliek van 'n seemonster, ek gaan nou weer wees, van seemonster is nie maar sommer iets vreemds aan die Bybel nie. Die Bybel hou die hele tyd rekening met hierdie seemonster, en die interessante is dat die boek Openbaring daarop teruggryp. Want hierdie draak, wat nou die kerk van Christus vervolg op aarde, waar kom hy vandaan? Hy kom op uit die see uit. En dit is die draak. En nou word hierdie draak in sy uiterste vorm voorgestel. Hy het nou 7 koppe met 7 krone. En dit is ook, as ons mooi Openbaring gelees, dan sien ons ook, dat hierdie draak probeer vir Jesus naboots. As Jesus koning is, wel dan gaan ek ook koning wees. As Jesus 'n kroon het, dan gaan ek ook 'n kroon dra. So hy probeer die mensdom mislei of verlei. Dis die dier wat uit die see uitkom, wat na die vrou toe kom om die kind aan wie die vrou geboorte sou gee, om die dood te maak. Want as die kind doodgemaak kan word, is God se mensprojek gedoem tot mislukking. As daai kind aan wie die vrou geboorte moet gee, nie gebore kan word nie, of permanent doodgemaak kan word, dan het God se mensprojek misluk. Dit is uiteindelik waar Openbaring baie gaan staan. Nou goed, Genesis 3 vers 1. Nou gaan ons net gou terug na die begin toe. Ek wil hê dat jy net 'n bietjie daardie agtergrond gaan hê. Wat kom doen hierdie slang nou hier? Onthou, daar's nou net gesê, God verbind hierdie man en vrou, en deurdat hulle een vlees word, gaan God sy projek met die mens in vervulling laat gaan. Maar nou is de vraag, hoe verder gaat u weer? Ik ga nu verder praten over die slang. Wie is die slang? Is dat net een dier? Of is het de Satan dat hem als slang voordoen? Ja, ek dink laasgenoemde. Ek dink is gewoon, want in Openbaring word hy uitdruklik genoem. Dit is die draak, dis die destydse slang, ja. En dan gee hom 2 name. Dis die duivel, die Satan. Ja, die andere vraag, wie is die nageslag van die slang dan? Die nageslag van die slang waar die van gepraat wordt. Is dit? Oké, wie is die nageslag van die slang? Is dat die vrouw zal dit doen en die slang zal dit en dit voorkomen. Van wie zo in Genesis 3. Kijk, is interessant, in Genesis 3 word die vrou nêrens verbind met die nageslag van die Satan, die teendeel. Sy word juis genoem, want God gaan met haar verder. Ja. God gaan sê juis, sy is die moeder van alles wat lewe. Daarom noem hierdie Isha, hierdie vroulike mannetjie, noem jy manin. Die vrou, die een wat lewe gee. So sy het niks, sy's glad nie in 'n alliansie met die duiwel nie. Ons sien later, en as jy 'n klein bietjie geduldig kan wees, want Peter, jy's altyd vooruit, jy's altyd slimmer as ons, en ek bedoel dit, want jy is nou, wat inderdaad by die geslagsregisters wat ons hierna gaan kry in die Genesis, dan sien ons, daai geslagte van die mense wat boosheid bedryf, en wat in alliansie is, eintlik met die bose magte. So jy gaan die nageslag daarvan kry, inderdaad, ook in mense. En dit gaan Genesis vir ons heel duidelik wys,
En daarom dat God uiteindelik dan ook in Genesis 6 dit alles ook weer tot nuut maak. Sy skepping as ware in trieraad sit, as ek dit nou maar so mag sê, en dan weer nuut begin met Noag en sy kinders. Ek hoop dit help ons so klein bietjie. Ek weet dit gaan nie al jou vrae beantwoord nie, maar ek het ook nog vrae, hoor. Mag ek eentjie? Ja, miskien net gou-gou, ek dink Sarie se hand is net op, sy is baie geduldig. Ja, ek was eers. Ja, Wat voor mij nog? Ja. Koperslang. Ja. Waar die Israelieten moes opgekyk het, was 'n teken van redding geweest. ja, interessant. Ja, En die slang is nou nog in die mediese wêreld 'n simbool. is absoluut 'n simbool van redding. Van Ja, die ander ja. teken. En ek dink die mediese teken vandag verwys dus na die slang in die woestyn wat genesing gebring het. Dominee Nel, kan jy ons help? Met die slang. Ja, hoekom die slang in die woestyn? Wel, ek weet nie, maar die Bybel self gee vir ons die antwoord. Nee? Christus gebruik dit as 'n voorbeeld vir sy verhooging. Van sy verhoging van die kruis. Ja. Ja. Ek wil net vanaf Peter se vraag oor die slang. Ek weet daar's 'n rumor en dit kom uit die rabbynse Josephus, die rabbynse geskrifte, dat Eva fisiese nageslag van die duiwel van die slang. Daar's geen verbintenis, dis Bybelse sprake daar. So daar is soos legende, maar daar's geen Bybelse gronde vir so iets. Wat ons wel kry is natuurlik dit wat gaan gebeur in die begin van Genesis 6. Dan is daar wel wesens wat gemeenskap het met vroue, wat inderdaad 'n ander tipe van geslag verwek as dit wat God in gedagte gehad het. Heel belangrik. So ons sien dwarsteer hierdie hele episode van Genesis 1 tot 11 is hier 'n geweldige fokus op wat God met die mens wil doen. Hy wil die mens oor sy hele skepping aanstel. Letterlik, Genesis kan dit nie sterker stel, Genesis 1, dat die mens letterlik oor alles moet regeer. Oor die hele skepping van God. Daar's net een oor wie die mens nie regeer nie. En dis God self. Want die mens gaan selfs oor die engele regeer. Min Bybelboeke in die Nuwe Testament byvoorbeeld is so duidelik as Hebreërs wat ons verlede jaar behandel het. Miskien onthou jy Hebreërs 1 en 2. Geweldig. Die vraag daar word gevra, maar aan wie behoort hierdie saligheid? Behoort dit aan engele? Nee, dan sê hy hierdie saligheid behoort nie aan engele nie. Die engele is diensknegte van die wat die saligheid gaan beerwe, wat saam met Christus op sy troon sit. En dis die mens. En dan gryp Hebreërs 2 na Psalm 8. As hy uitroep, maar wat is die mens dan? Dat u hom hierdie plek gee op u troon, en selfs nie eers engele nie. Maar die engele, lees ons in Hoofstuk 1, moet juis die mens aanbid. Die mens dan wel in 'n besondere vorm. En dit is natuurlik die seun van God wat mens geword het. Hulle kry die opdrag, buig voor hom, aanbid hom. Hy heers oor julle. Hy is koning oor julle. Hierdie man van Nasaret wat nou op God se troon saam met God en onder God regeer. Luister na hom. Skus, daar was nog iets wat jy nou gevra het, die nageslag van Satan of die slang. Ek kan nie daai vraag verstaan nie, miskien moet jy ons duidelik maak, want die hemelwesens is ewig lewend. Die mens sou gewees het as hy in die sonde geval het. So die Satan het nie 'n nageslag nie. Hy het dit volgedoen, soos ek het verstaan. Die engel het nie nageslag nie. God het nie nageslag nie. presies en Daar daar hemelwesens is ewig lewend. As ewig lewend is, waar kom nageslag in? My nageslag is daar wanneer ek nie meer daar is nie. goed. In daardie sin van die woord het die Satan nie 'n nageslag nie. Maar hy het wel uiteindelik, noem hulle medewerkers. Mense wat in alliansie met hom is. En hulle is in verskillende forme. Jy kry hulle as mense. En hoe kry jy hulle nog? In demone, met ander woorde, gevalle engele, Ja. wat ons eie belydenis van praat in bose geeste. Mense, daar's magte in hierdie wêreld
teenwoordig wat ons nie eers van bewus is nie. Maar hulle vermenigvuldig tog nie. Nee. Dis wat Ja, van die nageslag. moederbelofte wel van die nageslag. Ek dink dis waar Peter vandaan kom. Ja, maar in daardie sin is die nageslag dan hulle wat dus hom gaan volg. So jy kry hier 'n stuk vyandskap wat is gestel word tussen hulle wat dus vanuit die vrou uit bly voortkom en by die vrou hulle skaar en hulle wat kom ons sê maar uit die duiwel uit voortkom, nie in die sin van gebore word nie, maar uit sy bose planne uit voortkom. En in daai sin is dit sy nageslag, maar nie dat daar kinders gebore word letterlik nie. Die Here Jesus sê julle vader is die duiwel. Ja, sê hy vir die Jode, as hulle hom wil doodmaak, julle vader is die duiwel. Ja, Dankie, dit is 'n pragtige verwysing daarin. Baie dankie. Dan gaat het over twee machten. Machten van God en machten van die duivel wat in elkaar. Wat die hele tyd dwars deur die hele Bybel. En dit kom hier, maar is heel belangrik dat ons sien waar is die fokuspunt, die speerpunt, waar is die punt van die spies van hierdie stryd? Waar lê die stryd? Waarteen is die Satan? Waarteen is hy? Hij wil die komst van die navolgelingen van de Messias verhinderen. Hij wil eerst die Messias verhinderen om te komen en dan zeg maar die mensen wat hem volgen ook verhinderen om Yes. tot te komen. Ja, en heel belangrik, vir wie kom die Messias? Vir die mens. Hy kom vir die mens. God wil die mens red. Eer aan God in die hoogste hemele, vrede op aarde, want God het in mense 'n welbehaag. So die speerpunt is elke keer daar waar God met die mens verder wil gaan. Daar waar Jesus gebore word as mens. Wat se vyandskap Peter kry ons onmiddellik? Kan jy nog onthou ook uit Matteus uit? 'n poging om hom dood te maak? Herodes met die babas. Herodes, wat inderdaad, wat ewe skielike wetgewing maak. Hy doen alles wat hy kan, dat God nie met die mens kan verder gaan nie. Daarom moet die Messias, die mens, moet doodgemaak word. Daai stryd gaan die hele tyd. Daar's hierdie hele konflik. As ons Markus lees, sien ons dat letterlik van Markus 1 af is hierdie enorme, as jy net Markus aanhoudend lees, kom ons sê ten minste die eerste 6-8 hoofstukke, is hierdie geweldige konflik tussen Jesus en die bose magte. Psalm 2 is praat klaar. Ja, pragtig. Want teen wie is die stryd? Tussen God en sy gesalfde. Nou wie is die gesalfde? Dis Dawid. En Dawid is die verteenwoordiger weer van die Messias, van die Christus. En die nasies, waarom stoei en roei die nasies so? Wel, hulle is in opstand teen God se gesalfde. Hulle wil voorkom dat die mens, Jesus, die seun van God, gebore word. Want dan gaan God se bedoeling met die mens in vervulling. Vandaar hierdie geweldige stryd. En nou kom die slang onmiddellik in die tuin. Eintlik heel onskuldig, ten minste, so lyk dit aanvanklik. Okay, miskien dat ek net gedaar stop. Is almal van ons oortuig dat ons in die slang, hoe ons verder die slang en die Satan en alles met mekaar moet gaan verstaan. Maar hier is 'n bose mag wat in die tuin inkom van buitekant af. Hy was nie daar nie. Hy kom in. En die jammerte is, ekskuus tog, Anti-God. dis 'n anti-God mag. Maar die slang, die dier, het bestaan. Ja, en daarom sê hy ook, dit was een van die wilde diere. Dis interessant, né? In Genesis 2 lees ons van Adam het onderskeid gemaak tussen makdiere en wilde diere. Dit is net interessant dat die slang kom uit die wilde diere uit. Maar dis nie te sê dat dit nie 'n mitologiese Figuur kon gewees het nie. Ja, projeksie was op Ja. die slang. presies. So maak almal nou deesdae slange nog dood van Ja. daai tyd. Ja. Skiet jy net skies vinnig jou vraag oor die monsters en die Genesis die diere wat die see diere wat daar beskryf word, is see monsters. Is seemonsters. Tanaim. Ja. Dit is nie 'n gewone, dis weer dieselfde ding, né? Dis nie 'n gewone visie. Ja. Dis iets geweldig. En- Wat keelgat gehad het.
Ekskuus oom Chris wil ook gou nog iets sê? Ek wil sê, kyk, uit hierdie geskiedenis en openbaring, die duiwel self het nie 'n nageslag nie. Sy volgelinge is deur God geskep. Ja. En toe kom die revolusie en hy slaan hulle uit die hemel uit, saam met hom. En so hy het nie 'n nageslag nie, hy het wel die mense of 'n volgelingskap wat deur sy sterk om nou die Ja, die beeld te gebruik, ja. uit die hemel uitgeslaan is Ja. en hom volg. Ja. Maar dis nie sy nageslag nie. Ja, 'n God visie het wat hy al verwek uit- het nie. uit- Ja. Goed, ek dink dit is vir ons wel duidelik. Daarom net my vraag op bladsy 2 heel bo-aan. Kan ons praat daarom ook in die lig presies van wat oom Chris nou gesê het? Kan ons praat van 'n val voor die val? Ja. Ja. Die hemelval voor 'n aardse val. Ja. Mense, dis so belangrik dat ons dit moet sien en in ag neem, want hier kom 'n bose mag nou in hierdie skepping waar God nou die mens geplaas het. En kom ons sê maar in hierdie nuwe projek van God, want God het, wanneer het God die engele gemaak? Voor of na die mense? Of saam met die mense? Die hemel en die aarde gemaak. Goed, kom ons hoor gou nou, sy sê voor die tyd, né? Het ek reg Ek dink gehoor? wel so, Ja? die hemelse leerskap. Die hemelse heerskappye, so jy op grond waarvan sê jy dat dit was toe God die mens gemaak het. Toe hy die hemel en die aarde gemaak het. Maar goed, daar staan dus nie dat hy toe die engele gemaak het nie. Ek dink, ja, Job 38:8. lees gou vir ons. Wie het met dubbeldeure die see ingeperk? Vers 7, jammer. Terwyl die oggendsterre, hy praat oor die skepping, nie? Terwyl die oggendsterre saam gejubel en al die hemelwesens gejuig het. So terwyl God geskep het, het die engele klaar gejuig, nie? Was hulle reeds. So hulle is getuienis van God se skepping. Hulle word nie dan gemaak nie. So ons dink alles wat bestaan het begin toe God die werklikheid waarbinne ons leef gemaak het. Nee, daar is 'n groter werklikheid waarbinne die engele wêreld is, maar wat duidelik wel toegang het tot ons werklikheid wat God gemaak het om die mens in te plaas. Maar dit is heel belangrik, die twee is dis nie van mekaar geskei nie. Dit is duidelik dat van die engele wêreld daar 'n invloed uitgaan op die mense wêreld. Net een vraag, net verduidelijk misschien voor die dame hier zo. Ik denk, de Bijbel praat op twee manieren, denk ik, van die hemel. Als die Bijbel praat van de hemelse schapen, is het die sterren en al die Ja. maar niet die hemel waar de Heer. Presies. Ja, inderdaad. Die Shamayim, die hemel kan verskillend beteken. Ja, so ja, dis nie die, kom ons sê maar die engele hemel wat God toegemaak het nie. Daar verwys dit gewoon, dit wat die mens daarbo sien, die hemelkoepel, is daar die hemel. Okay. So dis heel duidelik uit die hele res van die Bybel, dat hier was bose magte reeds gewees. En dis ook, hoekom wanneer God kom skep, hy skeiding kom maak. Hy laat juist sy heiligheid sien, deur skeiding te maak, tussen die seemonsters wat in die see is en die droë aarde waar God sy mense laat lewe. Die hele tyd laat hy sy heiligheid daarin duidelik word. Soos die darkness covering the deep waters, dit is dan soos die bose magte, en dan toe hy sê, let there be light, is dit sy... Kom hy met sy teenwoordigheid daarin en hy sê, hier's lig. Inderdaad. En hy kom wys doodgewoon, ek heers oor hierdie magte. So mense, ek hoop julle hoor dat ons heel versigtig moet wees oor hoe ons 'n persepsie kry van wat het gebeur in Genesis 1. Is Maar interessant. dit was nog steeds heeltyd daar. Dit is geskei, Ja, maar dit is nog maar steeds daar. presies. En dit ervaar ek en jy vandag in ons lyf. Maar God het nie soos 'n duidelike verbod, soos 'n muur of iets, so daar's geen manier hoe hulle kan inkom. Ja, Gestel glad het. Nee, al So dit is geskei, maar hulle is daar een kant, maar hulle kan nog steeds oorkom. En dis nou gebeur. kan julle nog onthou? Nee, 100%. 100% en dit is juist wat hier gebeur. Daar is 'n moontlikheid, dis duidelik, hoe weet ons nie, maar dat hierdie twee wêrelde wel kan
Daar's raakpunte op 'n manier, né? Met ander woorde, dit was moontlik vir die slang om inderdaad hier 'n instrument te kom word van hierdie bose magte. Ek wil nou iets anders ook nog bygesê, en nou ontgaan dit my. Daarom sê die Here vir Adam, hy moet die tuin bewerk en bewaak. En bewaak. En dit is nou, dankie, kom by my volgende vraag uit. Wat gaan verkeerd met Adam en Eva hier? What's wrong with this picture? Met die slang wat nou hierdie funksie vervul. What's wrong with this picture? As Adam en Eva die taak gehad het om die tuin te bewerk en te bewaak, wat Hulle is moes vir die slang gesê, wat maak jy hier? Voorcheck. Dis gewoon wat hulle moes gesê het. Want hulle was as priesters aangestel om God se heiligdom te bewaak, net soos wat ons later in die tempel en die tabernakel leviete kry by die deure, wat as iemand aan 'n lijk geraak het, dat hy vir die man sê, of vir die vrou, jammer, jy kan nie hier inkom nie. Hulle het die toegang tot God se heiligdom bewaak. Nou, so moes Adam en Eva onmiddellik, hulle moes wakker gewees het, hulle moes vir die slang gesê het, wow, stop die bus net hierso. Ekskuus, ek vra te veel, want hulle het natuurlijk geen insig of ervaring gehad nie. Vir hulle was dit die eerste keer, en daar was hoeveel soorte diere, en wildes ook. So, was al die diere nie in die paradys nie? Ek sal dink, al die diere was, en die wilde diere. Verseker, ja nee, die wilde diere was ook. Die slang was waarskynlik ook daar, maar die slang met 'n verkeerde motief. Daar's hy. Ek bedoel, dit is presies, daar moes die weerstand, toe die slang kom eenvoudig met 'n boodskap wat nie klop met wat die skrif, met wat God gesê het nie, moes daar onmiddellik weerstand gewees het. Maar dit nie kennis van goed en kwaad was. Okay, ons gaan nou daarby uitkom wat dit beteken. Ons voel ook so, hè? Ja. Dis nie vreemd wat jy sê nie. Dit is heeltemal reg. Kom ons kyk net gou-gou. Ek hoop nie julle vind dit chaoties nie, maar kan ons gou-gou na die Nederlandse geloofsbelijdenis kyk. Net om te sien hoe praat ons eie belydenis. Artikel 12. Hoe praat ons eie belydenis oor hierdie engele? En waarvoor hulle gemaak is. Ons glo dat die Vader, toe hy dit goed gedink het, deur sy woord, dit wil sê, deur sy seun, die hemel en die aarde en alle skepsels uit niks geskep het. Hy het aan elke skepsel 'n eie wese, 'n gestalte, voorkoms en onderskeie take gegee, in die eerste plek is om sy skepper te dien. Aan die ander kant om die opdrag van die skepper uit te voer. Hy onderhou en regeer hulle almal nou nog deur sy ewige voorsienigheid en oneindige krag. Met watter doel? Regeer God oor hierdie engelwesens? Wat moet hulle doen? Om die mens te dien. Om die mens te dien. Is dit nie aangrypend nie? Om die mens te dien, sodat die mens God kan dien. Met ander woorde, die engele moes liturge gewees het van die goeie wat God met die mens wil maak. En dit lees ons in Hebreërs 1. Daar kry jy die herstelling daarvan as daar oor hierdie engele gepraat word. Hulle is 4 vlamme wat deur God uitgestuur word. Waarvoor word hulle uitgestuur? Om die mens te gaan dien, om hulle te gaan dien wat deel kry aan Christus. Die engele mense is gemaak om die mens te dien. Dis nie hoe ek groot geword het nie. My katekisasie. Ek weet nie of ek sleg geluister het en of die dominee sleg geleer het nie, maar ek het groot geword met die idee dat die ultimate vir 'n mens is om 'n engel te word. Het van julle nie ook die idee gehad nie? O, is dit net ek was so ongereformeerd is?
Goed, dan het ek heel Nee, julle is vandag engel. Ek het my juffrou gesê. ja, as jy 'n besondere mens is, ja, dan word jy 'n engel as jy 'n spesiale mens is. En jy gaan eendag 'n engel wees in die hemel. Joeg, jy gaan nee, asseblief nie. Asseblief tog nie. En mens sien dit nog steeds in begrafnis. Ja, jy sien dit op so, dis so bygeloof wat daar is. Dis skrikwekkend. Dink maar al hierdie pragtige orgels wat jy daar in Europa kry, onder andere in Holland. Met engel. Met engeltjies. Hoekom was aan die mense wat God uit sy lof besing nie? Maar goed, engele doen dit gelukkig ook. So hulle mag maar daar wees, maar hoekom nie 'n paar mense ook daar tussenin nie? Kom met julle musikante. Daar moet 'n renessans plaasvind. Die musiek moet Kom. herstel word. Toe aangekondig was vir die skaapwagters, het die engele koor gesit. Ja, nee, natuurlik. En dan ook uitdruklik maak hulle dan 'n onderskeid tussen hulle self en die mens en hulle sê vrede op aarde vir die mense. Ons verkondig dit. Dit is hierdie seun wat nou in Bethlehem gebore is vir mense bedoel. Hulle is toeskouers. Maar waar kom dit nou eintlik vandaan dat dit nou as 'n liefdeswoordjie gebruik by engele? Ja, presies. As jy die Sweet en lief en romanties. Ja, kyk daarom ook. Cupid, hoe lyk Cupid? Hy het sulke pink boutjies, né? Cupid met sulke vlekkies wat so. Mense, hoe beeld die Bybel engele uit? Hulle magtige soldate. Hulle is oorlogvoerders. Wanneer Christus kom, dan kom hy met sy leermag van engele. Hulle is nie sulke ouetjies, hulle is nie Cupids nie. En selfs wanneer engele aan mense verskyn, is die eerste ding wat hulle altyd sê, moenie bevrees wees. Presies, mense is onmiddellik, hier verskyn iets aan my wat iets geweldigs is. As Cupid daar rondgevlieg het, het jy hom onder sy blaker geskop en gesê, voort jy. Maar hier kom hulle in, hulle is in verwondering. Ja, inderdaad, so die engel was 'n besondere skepsel. Nou mense, dink nou net, as die besondere skepsels deur God gegee is om jou te dien, mevrou. Wat maak dit van jou? Baie kosbaar. Vir God in elk geval. Jy's 'n heel besondere skepsel. Jy kry in die koninkryk van God 'n plek wat jou verstand te bowe gaan. En ons dink nie eers altyd daarna nie, omdat ons Bybel so pateties lees. Ons lees nie ons Bybels nie. Want die Bybel gaan gee aan die mens 'n plek wat so besonder is. Hoekom dink jy? Kom God en hy sê vir Adam en Eva, julle moet die aarde vul met mense. Wees vrugbaar vir my, asseblief. Dit was nie net Adam en Eva wat dit moes doen nie. Dit het gekom na die mens toe, né? Die arme skepseltjies moes dit nie alleen doen nie. En ook nie alle mense dra by tot die nageslag nie, maar dit is wel vir die mensdom 'n opdrag om die aarde te vul. As God met Abraham verder gaan, wat is die eerste belofte wat God herbevestig aan Abraham? Ek sal jou God wees, daarmee begin God, en Abraham, jy gaan 'n nageslag hê, maar, en dit sien ons dan, onthou julle ons het oor die besnydenis gepraat, God kom hier na 'n man wat nie 'n nageslag kan hê nie. Met ander woorde, vir God om hierdie nageslag te gee, gaan daar as ware lewe uit die dood uit moet kom. Maar God wil met die mens verder gaan. As jy gedoop is en jou kinders word gedoop, waaraan word jy herinner, liewe meneer en mevrou? As God na jou kinders toe kom, God het 'n projek met die mens. Hy wil jou en jou kinders 'n besondere plek in sy skepping gee, 'n plek bo die engele. Is dit nie daarom so pragtig as ons in Lukas 11, as ons lees, as die Here Jesus sê, wanneer daar een persoon tot bekering kom, sal die engele in die hemel hulle verbly. Dan
Psalm 8 sê hy, jy het hom net, dis nou die mens, jy het hom net minder as 'n hemelse wese gemaak. Maar hy sê ook dan, jy het hom met eer en majesteit gekroon. Majesteit gekroon. Maar net minder as 'n hemelse wese. Ja, want op die oomblik is ons nog nie in die hemel nie. Ons kom wel daar. Maar sal daai hemelwese dui op engele of die ouderlinge en die priesters of die goed wat ons as Openbaring lees? Ja, ek dink daar in Psalm 8 kan ons nog nie die Nuwe Testament so daarin teruglees nie. Ja, ek dink net belangrik daai Psalm 8 bedoel nie is meer 'n oriënterende uitspraak as 'n ware uitspraak. Met ander woorde die mens se posisie is nie minder waardig nie aan die engele, maar hy's laer as die engele. Uit 'n ander plek in die kosmos. Ja. Maar God gaan dus inderdaad verder met die mens. Hy kroon hom met heerlikheid. Kroon wil al klaar sê, koningskap, né? As ons net verder lees nog in artikel 12, om die mens dus te dien, sodat die mens sy God kan dien. Dit is pragtig die volgorde. Die engele dien die mens, sodat die mens God kan dien. En hy het ook die engele goed geskep, om sy boodskappers te wees. Nou, wie toe is hulle boodskappers? Ja, het ons voorbeelde daarvan in die Ou Testament? Dis te veel om te noem. Die Bybel loop oor daarvan, hoe God se engele, trouwens die woord in Grieks byvoorbeeld, angelos, beteken om Chris? Boodskapper, dis letterlik, die Griekse woord, angelos beteken, hy is boodskapper. Ek het so 'n vraagie vra, ekskuus, dalk is ek net so bietjie ek wil net die vraag vra. Kyk, hierso dink ek praat hy van die skepping in die sin van die ander in die Nederlandse geloofsbelijdenis, en lyk my dan kom hy eers nadat hy dit gesê, dan kom hy eers by die engele. Hy het ook die engele goed geskep om sy boodskappers te wees en sy uitverkorenes te dien. So in terme van wat ons nou gepraat het, wat ek aanvaar moet so wees, is die engele vroeër geskep. Hulle noem dit nou tweede, maar hulle is vroeër geskep. Ja. En ek vra net ook, is die ding van die boodskappers, is dit nie die belangriker ding as dat die ek vra dit ook, en ek wil nou nie, ek gaan dit nie baie oor die ding van dat hulle, die oomblik as hulle boodskap bring, dan praat dit eintlik van God se woord, wat hulle bring nie, en die ander ding is dit regtig so dat mense kan sê, die mens is bokant die engele? Kan 'n mens 'n ding daarvan maak? Ek verstaan op hierdie stadium is dit so dat die engele waarskynlik omdat hulle vir God sien. En ek dink mense kan dalk ook nie van die engele sê dat hulle na die beeld van God. So in daai sin is dit seker so. So ek wil nou nie onnodig hare kloof en so nie, maar net oor die ding ook toe die duiwel by die as ek dit so mag sê, en ekskuus dalk is ek toe die duiwel by hulle gekom het, was al wat hulle gehad het is die woord van die Here. Ja. En hulle kon eintlik ook nie self die duiwel wegjaag nie. Dit was waarskynlik Eva se probleem ook. Sy moes gesê het, maar die Here het dit gesê, die Here het, want dis wat Jesus doen. Presies. As die duiwel van iets sê, dan sê hy maar God het gesê. Ook gesê. God het ook gesê. Nee, verseker. Nee, daarom inderdaad, hulle is boodskappers, dit beteken hulle bring boodskappe van God. Kyk, Hebreërs 1 begin ook so, net dat God in die verlede op verskillende maniere gepraat het. Nou, ek dink nie hy noem daar die engele nie, maar God het onder andere deur engele gepraat. Hy het ook gepraat deur profete. Baie keer het die engele die boodskap vir die profete gebring. So die engele is inderdaad, hulle is betrokke om die evangelie aan die mens te kom bedien, want die boodskappe wat hulle gebring het byna sonder uitsondering te doen gehad met God se herstel van sy volk, God se leiding vir sy volk, hoe wil God hê met sy volk om aanbid? Met ander woorde, gaan absoluut om die boodskapper van God te wees vir die mens, vir sy taak om God te kan dien. Presies, as ek net iets kan noem, ons het nou baie gepraat oor nageslag, en die engele is sekerlik nie God se nageslag. Nee, absoluut nie.
Maar ek wonder of mense kan sê die gelowiges is God se nageslag. Ja, absoluut. Maar die seun van God is die seun van Hy's ons God Vader. en hy's ons broer. Mense, Dit is waar in die heerlikheid waarskynlik dan nou leef. dis waarna toe ons op pad is, presies. Ja. Ek is so bly jy sê dit. Dit is presies wat ons. Hoekom? Mense, as ons sê ons is seuns en dogters van God, dis nie maar sommer 'n naampie wat ons het nie. Jy is net seun van God omdat jy een is met die seun van God. Dis nie maar sommer 'n naam nie. Dit is die uitroep van 'n werklikheid wat enorm is, dat God ons in sy familie, in sy godheid kom insluit, deur as kind, deur die seun. Dis aangrypend. So dankie, baie dankie. Dis wat ons op pad is. Dit is wat in die Bybel staan. En Ja. interessant is nie dat as iemand, ek weet ek het iemand een keer gekry wat my pa was 'n onderwyser en toe die vrou, sy was baie krities. Ek dink ek het tekort geskiet aan haar verwagtinge toe sy my met my pa vergelyk het, maar sy sê, ouma, soos sy het my pa raak gesien. Ek bedoel, dis mos nou tipies van 'n kind. Jy sien sy pa raak. Ja. En dis die probleem hier is met die sondeval ook dat die mens nie meer as die beeld van God gesien word nie, omdat ons die beeld van God so verwring het. Ons het probeer om op ons eie te wees in plaas daarvan om God se beeld te vertoon. Ek kan maar net sê amen. Dis nie die Bybels. Dis maar nie Bybels, dis gewoon nie Bybels. Maar daarom, net om aan te sluit is by wat nou net gesê is, en ek het 'n keer al daarna verwys. Wanneer Paulus in Romeine skryf oor wat die verskriklike is van die sonde van die mens, in Romeine 3, wat is die konklusie wat hy trek? Wat is die mens se probleem wat deur Jesus reggestel word? Hy sê dit ontbreek ons aan iets. Heerlikheid. En wat is dit? Heerlikheid van God. Ja. Dit wat God ons gemaak het om sy beeld te wees, het ons verspeel, ons het dit weggegooi. Dit ontbreek ons nou aan daardie heerlikheid. Maar in Christus word daardie beeld herstel. Mense met Romeine 8, ek gaan nou nie die tyd gebruik, maar gaan lees aan die einde van Romeine 8, word daar dan ook gesê, en so word die kinders wat nou deur die Gees uitroep, Abba of Pater. Daar's Jode wat dit in Hebreëus sê, Abba, daar's Griekse gelowiges wat Grieke is wat sê Pater. Hulle roep nou uit Vader, en die skepping wag dat die heerlikheid van hierdie kinders openbaar gemaak moet word. Dat dit weer duidelik is dat die mens beeld van God is. En dan sê aan die einde van Romeine 8, inderdaad, ons word nou weer gelykvormig gemaak aan die beeld van die Seun. Want in die Seun word daardie beeld herstel. Dis die hoogtepunt van Romeine 8, die hoogtepunt van die brief. Ek dink, en ek gaan nie nou te veel daarop uitbrei nie, maar ons het eers, en ek dink dit is onder andere 'n gereformeerde probleem. Ek dink ons het sonde te veel begin sien as die oortreding van 'n reël. Sonde in die Bybel is die verlies van die beeld van God. Ons moes daardie beeld gehou en beskerm en bewaar het, maar ons het nie. En daarom in Christus is presies dit wat ons teruggegee word. Ons word weer gelyk gemaak aan die beeld van die Seun. Mense, ons tyd hardloop met ons weg. Maar ek wil daarom op hierdie punt, ek dink nie ek het dit op julle aantekeninge gesit, ek het dit later dink ek bygesit. Het jy al opgelet, hoeveel keer in die Nuwe Testament, ekskuus, ek moet nou maar eers die pad deurstap, anders gaan ons dit nie verstaan nie. Wat gaan verkeerd in die gesprek tussen Adam en Eva? Het Adam en Eva nie geweet wat reg en wat verkeerd is nie? Natuurlik het hulle geweet wat reg en wat verkeerd is. Dis nie die vraag hier nie. Nou, laat ek net gou sê die vraag vra.
Hulle is die boom waarvan hulle nie mag eet nie, was die boom van die kennis. En ja, die Afrikaanse vertaling van 83 stop daar. Maar die Amplified praat van die boom van kennis, van goed en kwaad. En daarom vra ek die vraag, het hulle voor die tyd geweet van kennis van goed en kwaad? Want is eintlik wat ons hier sê voordat hulle van die vrugte geëet het. Dis hoe my vraag. Kom ons vra die vraag, as hulle die tuin moes bewaak het, sou hulle kennis gehad het van goed en kwaad? In elk geval die woord van God gehad. Hulle het die woord van God gehad. Hulle het 'n opdrag gekry. Hulle het 'n opdrag gekry. Hulle het geweet, dit is ons opdrag. Ja, dit is ongehoorsaam. So ergens was hulle dus in hierdie ding ongehoorsaam. Daarom is dit belangrik. Ek dink die punt wat jy aanraak is wel dat ons baie duidelikheid het oor wat is hierdie, of ja, ten minste die plek van hierdie goed en kwaad. Ek dink wat baie belangrik is dat die teks, want ook onthou, ook Genesis 2 praat al van hierdie goed en kwaad. Nêrens gesê word dat dit 'n slegte ding is nie. Ook Genesis 3 sê nie, dit is 'n slegte ding om hierdie kennis te hê nie. Glad nie. In die ou antieke, en nou gaan ek weer terug na die Ancient Near East, die ANE. In die antieke mitologie besit die gode nie sekere eienskappe wat besonder aantreklik vir mense is nie, maar die mense het wel, die gode het wel sekere kragte. Dink byvoorbeeld aan die beskryf soortgelyk by die Griekse mitologie en ook die Romeinse mitologie. Wat weet ons van daai gode? Kom ons bly by die Grieke. Ja, maar die Romeine is maar dieselfde. Wat weet ons van daai gode van die Grieke en die Romeine? Was hulle voorbeelde navolgenswaardig? Jy skud jou op, wat weet jy van daarvan? Vertel. Daar was baie adultery. Ja, as daar nou 'n plek was waar daar onsedelikheid was dit by die Griekse en die Romeinse gode. Kijk, hulle is nou nie navolgenswaardig nie. Hulle het net een ding wat begeerlik is. Hulle het mag. Krag. Dis al wat hulle het. Maar eienskappe wat jy wil navolg, absoluut nie. Wat heel belangrik is dat God welkom sê van hierdie boom. Hy gee goed en kwaad. Kennis van goed en kwaad. En die mens kan dit gaan onderskei. God is nie een wat soos hierdie gode is, wat teenwoordig was in die ou nabye ooste nie. Hy is nie goddeloos nie, maar hy weerhou ook nie van die mens iets, in elk geval nie onbepaald nie. God is nie so nie. Hy besit eienskappe wat hy wil hê mense moet naboots, of mense moet dit aanleer. Hulle moet groei in die kennis van goed en kwaad. Natuurlik. Mense, een van die bekendste tekste van Paulus, ek dink dit is in Kolossense of Filippense, as hy sê, julle moet kom tot die ontdekking van wat goed en wat reg is. Weet ons nie klaar alles wat is reg en wat is verkeerd nie? Mense, ek weet nie, mag ek praat nie vir 'n oomblik met die wat kinders groot gemaak het. Dit is een van die krisisse waarin ek gekom het, toe ek kinders moes probeer groot maak. Wat is nou goed en wat is nou verkeerd by die grootmaak van hierdie monstertjie wat nou hier lê? En wat allerhande eise aan my stel. Jy weet nie altyd wat is reg en wat is verkeerd. Jy weet nie wat is goed en wat is sleg vir jou kind nie. Jy eksperimenteer maar so 'n bietjie en jy vind, moet ek my kind nou hiernatoe laat gaan? Dis 'n bietjie shady-rige figure dalk, of ten minste, dis my indruk van hulle shady figure. Sal ek hulle daar gaan laat oornag? Ja of nee? Ek weet nie. Is dit goed of is dit nie? Jy moet maar 'n bietjie eksperimenteer. Nou, Paulus sê dit. Jy moet die goeie van God gaan ontdek. Dit is deel van mens wees. Is foute wat 'n mens maak, sondes. Is foute wat ons maak noodwendig sonde? Nee. Kan Peter, dankie vir jou sterk antwoord. Kan jy 'n voorbeeld dink van iets wat jy verkeerd gedoen het wat nie 'n sonde is nie? Of enige iemand for that matter? As ek iets 'n goeie trou gedoen het en dit werk nie uit dan presies.
Ja, jy het met al die lig en die wysheid wat jy gehad het op daai oomblik, neem jy 'n besluit. Na die tyd, met nakennis kyk jy terug en sê, as ek nou weer daai besluit moet neem, sal ek dit nie doen nie. Maar, het God dit dus vir jou as sonde toegereken? Ja, dat is baie, ekskuus toe? 'n leergeleentheid. Presies, daar is baie goed, wat 'n leergeleentheid is in ons lewe. Ons maak baie foute, wat nie sonde is nie. Foute kan sonde wees. Wanneer dit heel doelbewus teen God se wil ingaan. Wanneer daar waar God heel duidelik gesê het, byvoorbeeld, moenie sit in die kring van die spotters nie. Of as God gesê het, hou julle liggame heilig, moenie een word met 'n hoer nie. Om dit nou maar heel reguit te stel. Heel duidelik, as jy dan jou foute gaan maak, moenie dan sê, werklik, ek het nie geweet nie. As hierdie girl jou heeltemal begin mislei en jou verlei, of die ou, die vrouens mislei en verlei, ja, dan kan dit verkeerd word. Ek dink iewers praat die Here ook in die Ou Testament van bewuste en doelbewuste en onbedoelde sondes. Presies. Sonde met opgehewe hand en sonde wat nie met opgehewe hand is nie. Die een, dit is 'n bietjie moedswillige sonde. Jy weet jy moet dit nie doen nie, maar jy gaan doen dit. En inderdaad, God se straf daarop word 'n onderskeid ingemaak. Die een is sterker as die ander een. Inderdaad. Gewoon ter wille van ons tyd, gaan ek my verstaan van die gedeelte gee. En ek sê nie almal moet dit aanvaar nie, maar I'm throwing it out there. Ek dink wat hier gebeur, en ek kry gewoon hierdie eksegese by John H. Walton. Hy's 'n bekende gereformeerde Ou Testamentikus. Hy was by baie verskillende gereformeerde teologiese skole het hy gedien. Hy's nou vandag al met emeritaat, maar toe ek hierdie eksegese van hom lees, het dit onmiddellik op my gespring. Wat hy dus hier sê is, wat die boom verbied, is nie iets wat sleg is nie. Kennis van goed en kwaad is nie sleg nie. Dit gaan dus ook nie daaroor dat God iets van die mense wou weerhou het nie. Die kennis van wat goed en wat kwaad is nie. Hierdie onderskeid van hierdie stryd wat in hierdie wêreld aangaan. Wat is uiteindelik die goeie en wat is die kwade? Wat hy sê is, dit gaan oor in hierdie verbod, oor tydsberekening. Adam en Eva moes nie op daai tydstip van die boom, met ander woorde in daai tyd van God se geskiedenis met die mens, moes die mens nie van hierdie boom eet nie. Die mens moes hom gewoon hou by die opdragte wat God doodgewoon vir hom gegee het. Kom ons gaan net gou na Jesus toe. Wat my oortuig het is toe ek onmiddellik daarna Matteus 4 gaan lees. Wanneer Jesus in die woestyn is, die eerste versoeking, kan julle onthou wat is daai versoeking? Brood. Daar staan heel uitdruklik dan ook, die mens sal nie van brood alleen. Onthou, Jesus word nie daar versoek as God nie. Hy word as mens versoek. Hy's honger. God word nie honger nie. Die mens word honger. Nou word hy daarmee versoek. Gryp nou daarna. En wat sê Jesus vir die Satan? Nie nou nie. Die mens sal nie van brood alleen leef nie. Want daar gaan nog iets kom. En dit is heel belangrik hoe eindig daai gedeelte. Ek het net nou al daarop gewys. Die tweede een. Die engel is gegee dat jou voet nie sal struikel nie. Luister net na my. Nee, die engele sal bewaar, maar ek gaan nie nou na jou luister nie. Ek gaan God aanbid. Moenie God versoek nie. Die derde een. Jy kan koning wees. Hy gaan staan op die berg. Hy pretendeer om God te wees. Hy's op God se berg as ware. En hy sê al hierdie koninkryke, jy kan koning daaroor wees. Nou, gaan Jesus ooit koning wees? Natuurlik gaan hy. Maar die duiwel lieg, want hy kan, as hy nou beslag gaan lê op die koninkryke, is hy besig om sy gehoorsaamheid aan die Vader
dit dwarsboom. En daarom, wanneer die Satan dan van hom wegvlug, wat gebeur? Dan kom die engele en hulle bedien hom. Waarmee dink julle het hulle Jesus bedien? Brood. Hulle het hom kom bewaak, dat hy nie sal struikel nie. Hulle het hom kom dien, hom kom herinner daaraan, u is die koning. Maar Jesus gryp nie oor die kruis na die koningskap nie. Die koningskap wat dus gaan duidelik word nie. Daar is 'n weg waar langs Jesus moet gaan. Hier kom die Satan en hy kom doen presies wat hy met Adam en Eva gaan doen het. Gryp nou na al hierdie kennis. Wie sê daar baie kennis wat Adam en Eva nie gehad het nie, wat ons vandag het. Het Adam en Eva geweet dat die verlosser as 'n mens gebore gaan word? Was daar al toe alle verlosser op die tafel? Nee, maar ek bedoel nou na die tyd, selfs na die sondeval. Nee. Ja, maar dis na die sondeval dan. Daai besef dat daai versoeking was, Satan het nie gekom om die mense te versoek om te doen wat God nie wil hê hulle moet doen nie. Hy het ook net gekom om hulle te versoek om dit op hulle eie manier te doen. Presies. En dis dieselfde, jy kry dieselfde verhaal met Jakob wat saam met Rebekka op sy eie manier die seun van Isak gekry en met Abraham wat op sy eie manier met Hagar en haar geslag gekry. So elke keer die mens se sonde is om sy eie manier te vind om die doel te bereik. Pragtig. Vader Abraham het dit ook gedoen, hè? Vader Abraham sê ook, Hagar, Isapa, Kauleza, ekskuus, dit beteken gewoon kom hierso. Nee. Kom hierso, sê hy vir die slavin. Hy wil vooruitgryp op wat God beloof het. Hy wil vooruitgryp op die kennis, op dit wat God vir hom uiteindelik wil gee in Christus. God wil nie 'n slawekind hê nie, hy wil 'n vrye kind hê. En so, dankie, because oral in die Bybel kry jy dit, hierdie versoeking lê in die vooruitgrype op wat God jou wil gee, en daarom kom die Here Jesus, wanneer hy deur die Satan versoek word, op presies dieselfde manier. Gryp nou na die klippe toe, maak daarvan brode, en hy sê, sal nie, want my Vader beproef my Vader toets my. Die koninkryke, ek gaan nie nou daarop beslag lê nie. Onthou sy disippels sê dit ook later vir hom, of hulle skim so bietjie, wanneer u nou eendag op die troon gaan sit, waar gaan ons wees, né? Watter kant gaan ons sit? So hulle begin so bietjie vooruitgryp al vir hulle self. Hulle soek al klaar die belangrike posisies vir hulle uit. So mense, ek dink in die lig van die res van die Ou Testament oor hoe die versoekings inderdaad gefunksioneer het en hoe dit in die Here Jesus funksioneer wanneer die Satan na hom toe kom, lyk dit vir my asof hier's 'n boom van kennis van goed en kwaad, met ander woorde, hier lê 'n geweldige ontdekking nog van wat Adam en Eva kan gaan maak. Maar die Satan wil hê, hulle moet vooruitgryp daarop. Hulle moet gryp wat God nog nie vir hulle gegee het nie. Hulle wil self bepaal uiteindelik en op die manier ook bepaal wat goed en wat kwaad is. So dit gaan oor 'n self-determination, 'n selfbepaling. So mense dit kon noem dat hulle versoek word om God te speel. Want as jy vandag kyk na wanneer God en die mens God speel, dan loop dit uit op 'n gemors. Absoluut. Ek dink verseker so. Die sonde kom al voor die eed. Was die omruiling van rolle. Adam behoort die leiding te geneem het en hy moes vir sy vrou gesê het, my vrou, ons doen dit nie, want dit is teen God se bevel. Hy was die leiersrol. En hy luister na sy vrou. Sy vat sy plek, sy God gegewe plek. Dit was al die basiese, God se orde word omgeruim in hierdie episode. Ja, mag ek nog iets daar byvoeg? Ek dink die duiwel is 'n lafaard.
Hy gaan die vrou om die man te kry. Abraham se vrou. Ek sê, hier is my slavin. Toe die duiwel gebruik die vrou om die man te ondermyn. En die man moes die man gestaan. Ja, ek vra daarom, hoe moet ons dus Adam se rol in hierdie eet van die vrug verstaan? Was Adam die slagoffer van Eva? Nee. Adam, presies, daar staan ook, en Adam was daar. Hy was teenwoordig. Hy was toeskouer. Hy moes brieke aangedraai het. Dis hoekom hy ook die een is wat later deur God tot verantwoording geroep word. Adam word tot verantwoording geroep. So ja, Adam was daar, hy is net soveel of meer skuldig as Eva. Inderdaad. So die spotprentjies wat so baie keer die vrouens die skuldige wil maak. Ek dink we must owe it, meneer, ons manne. Ek dink dis 'n manskuld in die eerste plek hierso. Ek kan nie onthou of dit in een van Paulus se briewe of ook in Hebreërs was nie, maar daar staan, wanneer daar terugverwys word na die sonde, staan daar ook dat Eva is verlei en Adam het met oop oë gesondig. Wat ook daai omdraaisel het. Ja. Eva is deur Satan verlei, maar Adam is nie deur Satan verlei. Adam het gesien hoe dit gebeur en het bewustelik dit toegelaat. Ja. Dis nie asof Adam nie teenwoordig was toe die slang daar was. Hy het maar te goed geweet. Goed, ek moet nou vinnig 'n berekening maak van ek moet stop, ek weet. Kan ons net nou teruggaan weer na ons belydenis toe, want ek dink dit is baie belangrik. Artikel 14. Wat gebeur dus hier? Wanneer Adam en Eva hulle ore en hulle luste uitleen aan die Satan. Ek dink ons lees dit nie altyd sterk genoeg hier en ons vergeet hoe die sonde van die mens hier uitgebeeld word. Ek lees, kom ons lees maar van die begin. Ons glo dat God die mens uit die stof van die aarde geskep het. Hy het hom volgens sy beeld en gelykenis gemaak en gevorm. Dit wil sê goed, regverdig en heilig, sodat hy met sy wil in alles met die wil van God kon ooreenstem. Goed, maar toe hy in aansien was, het hy dit nie verstaan en sy uitnemendheid nie besef nie. So wat besef die mens nie? Sy uitnemendheid, sy hoë posisie. God het vir hom aangestel oor sy hele skepping. Die mens maak nie erns daarmee nie. Hy het homself egter deur na die woord van die duiwel te luister, willens en wetens aan die sonde en daarmee aan die dood en die vervloeking onderwerp. Hy het immers die gebod van die lewe wat hy ontvang het oortree en hom, en hieroor gaan dit vir my in die grootste plek op die oomblik, en homself deur die sonde losgeskeur van God wat sy ware lewe was. Mense, daar lê die diepte van die sonde van die mens. En die manlike vorm word hier gebruik. Ja, maar goed, dit geld nou net so vir die wyfie manne ook. Ons sonde lê daarin dat ons hierdie geweldige teenwoordigheid van God in sy skepping nie meer erns maak nie. En deur die sonde skeur ons los van God. Dis wat ons doen. Ons maak nie erns met God se teenwoordigheid nie. As Adam en Eva erns gemaak het en gesê het, maar ons leef voor die aangesig van God. Ons kan nie na jou luister nie, ons moet na God luister. Dan was daar nie 'n probleem nie. Maar hulle maak nie erns met God wat teenwoordig is nie. En hulle het geweet hy is teenwoordig. Maar hulle skeur hulle los van God. Dis wat, ek dink ons belydenis is reg om dit so uit te beeld. En dan, daarom, wanneer God, nadat dit alles gebeur het, in die aandwyntjie, weer na hulle toe kom, soos wat God maar altyd gedoen het in daai tyd. Waarvoor het God in die aandwyntjie gekom?
om met hulle te wandel, om dit nou maar heel vroom te sê, om met hulle te leef, om hulle te laat iets belewe van sy teenwoordigheid daar, om met hulle te kom praat, en dan praat hy inderdaad, dan doen God ook wat so typies God is. Waar is jy? Hoekom moet ek begin soek na jou? Hoekom kruip jy weg? En dan begin God met wat hy in Christus uiteindelik verval. Wanneer God, soos wat hy in Christus ons kom roep, mens, waar is jy? Kom hy onmiddellik in die tuin, en hy wys, hy is nie die een wat afwesig is nie. God is nie die afwesige nie. God is nie die een wat wegkruip nie. Maar mens, wat my beeld moes wees, was jy. Jy wat my heerlikheid moes laat sien het. Jy wat 'n afskynsel van my beeld was. Jy wat ek in my heiligdom gaan neersit het. In plaas daarvan, soos wat die heidene beelde van hulle gode kom neersit, het ek vir jou in hierdie tuin kom sit. Maar wat het jy gedoen? Jy het jou losgeskeur van my, asof dit moontlik sou wees, om van God, soos Psalm 139 sê, waarheen sal ek vlug, weg van die aangesig? Ek kan nie eers in die doderyk ingaan nie. Maar dit is wel wat Adam en Eva gedoen het. In plaas daarvan om erns te maak met God, wat in sy skepping by hulle is, en in plaas daarvan dat hulle hierdie teenwoordigheid reflekteer, laat sien, God is koning, en hy wil sy koningsheerskappy duidelik maak deur 'n mens, gaan smyt hulle koningskap weg, en word hulle slawe. Want dis wat ons geword het, slawe van die sonde. Mense, ek hoop dat hier ons belydenisgeskrifte ons ook help om te sien, wat is die erns hiervan, en ek dink dat ons belydenisgeskrifte baie diep, fundamentele, goeie verstaan hier het, van wat die sonde is 'n losskeur van God, wat by ons is. En daarom dat mense tot vandag toe sê, as ek God maar net kan sien, dan sal ek in hom glo. Alles getuig van hom, wat wil jy nou nog sien? God is nie soos ons nie. Hy is anders as ons. Wat wil jy sien? 'n beperkte God soos die heidene, wat jy in 'n beeld kan vasvang en hom met goud oortrek, is dit wat jy wil hê? Dat jy hom kan sien. As dit die tipe God is wat jy wil hê, gaan soek hom op 'n ander plek. Maar die God wat ons aanbid, is nie so nie. Hy is onsigbaar, hy is onbeperk, hy is almagtig, hy is alomteenwoordig. Hy is veel groter as ons, en tog maak hy hom sigbaar deur 'n mens op die aarde. Ons is sy beeld, en Adam en Eva het daai beeld losgeskeur van God. Dit word in Christus herstel, wanneer Jesus weer kom, as die beeld van God. En hy kom herstel die beeld. En wat nou pragtig is, wat ontdek Adam en Eva toe hulle klaar gesondig het? Ons is naak. Het is wel interessant, hulle sien onmiddellik waar lê nou 'n probleem. Onthou, hulle het voorheen al gesien hulle is naak, aan die einde van Romeine, Genesis 2. En hulle was naak en hulle het hulle nie geskaam nie. En nou lees ons die teenpool. En hulle was naak en hulle het hulle geskaam. Wat het verkeerd gegaan? Wat het verander? Hulle het dit waartoe God hulle geroep het, besef hulle het verloor. Maar hoekom in hulle naaktheid? Want dit is juist daarin wat Genesis 2 van praat, wanneer man en vrou een vlees word, dat God sy heerlikheid oor die aarde wil uitbrei, want die aarde moet gevul word met die beelde van God, met die mens. En ewe skielik besef Adam en Eva, maar ons het droog gemaak. Die nageslag wat ons moes gekry het, is nou as ware tot niet. En daarom skaam hulle vir hulle naaktheid. En om weer te gryp na die besnydenis. Daarom dat God dan ook later kom met die teken van die besnydenis, wat hy gee as 'n teken vir man en vrou, en sê maar, ek kom herstel hierdie vrugbaarheid van jou. Want ek gaan jou God wees en jou nageslag, kom sê hy vir 'n onvrugbare man en vrou.
En God gee die teken van die besnydenis en sê, elke keer as julle as man en vrou by mekaar kom, gaan julle besef, God moet die nageslag gee, ons kan nie meer nie. Sien julle hoe die eenheid daar is in Genesis, hoe dit deurloop na Abraham toe? Adam en Eva skaam hulle, want hulle moes die aarde gevul het met mense wat beeld is van God. En dit kan nie meer nie. Daarom skaam hulle vir hulle naaktheid. Ek hoop julle verstaan wat ek daarmee probeer sê. Dis nie omdat hulle ewe skielik ontdek het as mannetjie Ishaas en wyfie Ishaas nie. Dit klink baie goed alreeds in Genesis 2 geweet. Maar daardie eenwording tussen man en vrou het ons gaan beduiwel, letterlik, deur samespreek, samehorigheid te kry met die duiwel. Mense, hier's baie meer nog in Genesis 3. Ek is jammer, ons gaan daarmee moet eindig. Ons gaan vir die diepte, nie die spoed nie, reg. Goed. As ons iemand kan kry om vir ons af te sluit, is daar enigiemand wat wil doen? En ja, jy was so lanklaas hier gewees. Ons sal jou graag... Kom ons bid saam. Here, ons aanbid U, ons dank U vir hierdie wonderlike geleentheid wat U vir ons gee om uit die skrifte U heerlikheid te kan sien en te kan ervaar en leer van mekaar daaroor. Dankie vir dit, ons het dit so nodig, Here. Ons sukkel so van ons eie vlees uit om U heerlikheid te sien. Ons wil so graag ons eie ding doen. Gee krag, Here, dat ons die krag van die woord sal sien en dat ons sal verstaan wat U Seun gesê het, toe hy gesê het, julle sal nie leef van brood alleen nie, maar elke woord wat uit die mond van God kom. Dankie Here, dat U ons kom soek, kom roep en nooit ophou nie. Dankie dat U in die genade in ons kom woon. Herskep ons en maak ons dat ons ons lewens gee as dankoffers wat U loof en prys. Ons bid dit in die naam van Hom wat werklik sy liggaam ook gegee het en wat U opgewek het. En ons vra doen dit ook met ons in Jesus se naam. Amen. Amen. Baie dankie weer eens mense vir julle almal. Wat jy wat